Openbaring van Henog en ons kry die boekrol van Henog. Reg. Kom ons hanteer gou 'n baie moeilike deel. Iets wat ek nooit verstaan het nie, maar Vader het vir my geopenbaar in 2016. So ek gaan nou, die boekrol van Henog het 106, 107, 108 hoofstukke, baie hoofstukke. Hy praat oor die son en die maan en 'n klomp ander goed, maar veral oor die gevalle engele in die begin. En dan is hier 'n fragment uit die boek van Noag bygevoeg. So op die einde van die boek van Henog, hierdie boekrol, is daar 'n fragment bygevoeg, wat praat oor die geboorte van Noag. Na 'n aantal dae het my seun Methuselah 'n vrou geneem vir sy seun Lamech, en sy het by hom swanger geraak en 'n seun gebaar. Sy liggaam was wit soos sneeu en rooi soos 'n blom van 'n roos, en die hare van sy hoof was wit soos wol, en sy oë was pragtig, en toe hy sy oë oopmaak het hy die hele huis verlig soos die son, en dit was baie helderder in die huis. En hy het opgestaan in die hande van die vroedvrou en het sy mond oopgemaak en met die Elohai van geregtigheid gespreek. Sy vader Lamech was bang en het op die vlug geslaan, en hy het by sy vader Methuselah gekom. En hy het aan hom gesê, ek het 'n vreemde seun verwek. Hy is verskillend van en nie soos 'n Adamiet nie. Hy lyk soos die seuns van Elohai, van die Elohai van die hemele. So hy lyk soos hy het die voorkoms gehad van die engele. En sy aard is anders, hy is nie soos ons nie, sy oë soos die strale van die son en sy gesig is verglans. Dit lyk nie vir my of hy uit my voortgespruit het nie, maar uit die boodskappers. En ek vrees dat daar in sy dae 'n wonderwerk op die aarde voltrek sou word. Nou ja, en hy vra toe, dat daar moet gebid word. Gaan vra, is hierdie seun regtig sy seun? Want Noag het soveel anders te gelyk. Hy vra toe dat hulle na Henog toe moet gaan. Onthou, Henog was priester. Hy was 'n priester van die Melchisedek orde. En vra vir Henog, wat is die waarheid omtrent Noag? Nou ja. Nou sê hy, en die antwoord kom toe terug. Kom ons lees hier van vers 10 af. En hoor my nou, my vader, daar is 'n seun vir Lamech, my seun gebore. Sy gelyke is nie te vind nie, en sy geaardheid is nie soos 'n Adamietse geaardheid nie. En die kleur van sy liggaam is witter as sneeu en rooier as 'n roos in blom. En die kleur van sy hare is witter as wol, en sy oë soos die strale van die son. Nou, hy het opgestaan uit die hande van die vroedvrou. Hy verduidelik dit toe, né? Toe sê hy, kry nou die antwoord. En ek Henog het hom geantwoord en aan hom gesê, Jahwe sal 'n nuwe ding op die aarde doen, en dit het ek reeds in 'n visioen gesien. Ek maak aan jou bekend dat in die geslag van sy vader Jared het sommige van die boodskappers van die hemele teen die Jahwe se woord oortree. Hy praat van die verbastering tussen die gevalle engele en die dogters van die Adamiete. En kyk, hulle het besoedeling gepleeg en die wet oortree. En hulle het met vroue vermeng en oortree met hulle, en hulle het met sommige van hulle getrou en kinders by hulle verwek. Dis die verhaal van Genesis 6. En hulle het op die aarde reuse voortgebring, nie volgens die gees nie, maar volgens die vlees. Dit verwys wat? Wat sê dit? Verwys direk na Jesus se woorde in Matteus, dink ek, en in Johannes. Ja, dit gaan oor, jy moet uit die gees en uit die waarheid, uit die gees en water gebore word, né? Gees en water. So, hierdie Nephilim nageslag is gebore uit die vlees. Hulle is nie gebore uit die gees nie. Daar is die verskil. So, dit staan in Johannes 1 ook. Jy moet uit God gebore wees. Jy kan nie uit die vlees gebore wees nie. So, wat beteken dit? Jy is deel van die goddelike saadlyn. Die Adamitiese saadlyn. Jy is nie Nephilim, reg. En daar sal 'n groot straf oor die aarde kom, en die aarde sal skoon word van alle vermenging. Dit was in Genesis 6. Wat sê die Bybel? Dit sal weer wees soos in die dae van Noag. So ons sien hierdie geweldige vermenging en verbastering weer. En wat sê hy? Dit sal verander. God sal die aarde skoon maak, en die keer met vuur. Ja. Hoekom? Want dit is weer soos in die dae van Noag. Reg. Ja, daar sal 'n groot vernietiging oor die hele aarde plaasvind, en daar sal 'n vloed wees en 'n groot vernietiging vir 1 jaar. Was dit so? Ja, ons lees dit daar in Genesis.
Hierdie seun wat vir jou gebore is, sal op die aarde agterbly en sy 3 kinders sal saam met hom gered word, wanneer almal op die aarde is, sal sterf, maar hy en sy seun sal gered word. So God maak 'n hele aarde skoon van lewende wesens. Hy red 'n handjie vol. Hoekom? As gevolg van die verbastering wat plaasgevind het. Maar nou is daar 'n probleem, julle moet iets verstaan. Daar is 'n wet bepaal in Genesis 3 vers 15. Wat is hierdie wet? Die wet sê dat Satan het 'n saadlyn. Genesis 3 vers 15. Hy sê vir Satan, jy sal 'n saadlyn hê, jou saad sal hom aan die hakskeen byt en haar saad sal jou kop vermorsel. So, God moes toelaat dat die saadlyn deurgaan na die nuwe aarde toe. Want ons het tot in Openbaring 20 het ons die Gog en die Magog, wat Nephilim nageslag is. Is bietjie moeilik partymal, want dit wat ek sê is miskien bietjie buite jou beginsel, buite jou boksie, want jy is nie so geleer nie. Maar ons weet dat die Nephilim saadlyn ook voortgegaan het na die vloed. So ons sien hulle weer. Die woord Nephilim sien ons 2 keer in Numeri. Kom 2 keer daar weer voor. So dit gebeur, reg. So daar's 'n groot vernietiging. En ons sien nou binnekort weer 'n groot vernietiging oor die aarde as gevolg van die vermenging en die verbastering. Nou sê hy, hierdie seun, hy sê Noag en die seun sal gered word en maak dit nou bekend aan jou seun Lamech, dat hy wat gebore is in der waarheid sy seun is en noem hom Noag, want hy sal vir julle gelaat word en hy en sy seun sal van die vernietiging gered word, wat oor die aarde kom as gevolg van die oortredinge en al die ongeregtigheid en dit sal in sy dae voltrek word. Daarna sal daar wees daarna sal daar selfs meer ongeregtigheid op die aarde wees as wat by die eerste oordeel voltrek is, maar ek ken die geheime van die apartes, want Jahwe het dit aan my getoon en het my daaroor ingelig en ek het dit op die hemelse tafels gelees. Reg. So, het die ongeregtigheid vermeerder na die vloed? Is ons weer waar ons was? Ja, ons is. Inteendeel, hierdie keer is dit veel erger. Reg. Goed, dan sê hy in hoofstuk 107, en ek het gesien, daarop is geskryf, dat geslag na geslag sal oortree, totdat 'n saadlyn van geregtigheid sal opstaan, en oortreding vernietig is, en verbastering van die aarde af verdwyn het, en alle suiwerheid op haar sal kom. Reg. En nou my seun gaan maak bekend aan jou seun Lamech, dat hierdie seun wat gebore is in der waarheid sy seun is, en dat dit nie 'n leuen is nie. En so het hy dan nou die verhaal, so kry ons die verhaal van Noag. Noag was 'n baie spesiale mens. Daar is 'n stukkie in die boek van die Opregte. Kom ons kyk bietjie of ek dit nie vir julle kan kry nie. Ek weet ek het dit daai tyd het ek het onderstreep. Kom ons lees gou hierso. Kom ek lees gou vir julle die boek van die Opregte, dat julle net kan verstaan hoe dit gelyk het in die dae van Noag, want ons wil weet hoe lyk dit in die dae van Noag. Hoe dit gelyk in die dae van Noag. Bybel sê dit sal weer wees soos in die dae van Noag. Reg. So dan moet ons mos begin uitvind waaroor dit gaan. Sommige van die seuns van die Adam het hulle vroue, kom ons begin hierso. In die dae die seuns van die Adam begin oortree teen die Elohim en hulle die gebod oortree wat hy gebied het aan Adam, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Sommige van die seuns van Adam het hulle vroue 'n drankie laat drink sodat hulle kinderloos sou bly en dat hulle figure kon behou en waardeur hulle pragtige voorkomste nie sou bederf nie. Doen ons dit vandag? Ja, ons doen dit vandag. Toe sommige van die seuns van die Adam gemaak het dat sommige van hulle vroue moes drink, het Silla saam met hulle gedrink. Die swanger vrou het afskuwelik gelyk vir hulle mans soos weduwees, terwyl hulle mans leef, want net aan die kinderloses was hulle verknog. Ons kry baie dieselfde van vandag, né? Reg. Dis deel van die sataniese agenda. Reg. Ek gaan net kyk of hy sê hier van Noag. Ek wil nou net kyk. Noag, wat sê die Bybel? Noag was 'n opregte man. Dit is staan in jou in jou 33 vertaling. Noag was 'n opregte man.
swak vertaal. Daar moet staan, Noag was 'n ras-egte man. Noag was 'n opregte man, hy was rassuiwer in sy genelyn. So hy was eintlik ras-eg. Hy was 'n ras-egte Adamiet. Hoekom kies God vir Noag uit? Want hy was nie verbasterd nie. Dis hoekom. Reg. En Jahwe het hom verkies om saad van sy saad op die aangesig van die Adama, dis die Adamietse aarde, te verwek. Ek het nog so 10% op die battery. Noag was 'n opregte man, hy was suiwer in sy genelyn. En Jahwe het hom uitverkies om saad van sy saad op die aangesig van die Adama te verwek. Hoekom het Noag anders te gelyk? Hy het 'n bietjie van Jahwe se saad in hom gehad. Waar Adam 'n geskape wese is, in die tyd van Noag, kry ons dat Noag uit God gebore is, menende hy het genetika van die Almagtige in hom. Dis hoekom die Bybel sê moet uit God gebore wees, want hy praat van hierdie ding van Noag. En ons kry dit ook in Hebreërs. Ek weet nie of ek dit sal kry nie. Kom ons kyk. Kom ek haal dit uit. Kom ons werk uit die 53-33 vertaling. Dan verduidelik ek miskien net aan julle kortliks. Kom ons kyk hier in Hebreërs. Is Jesus familie van ons? Is Jesus familie van die Adamiete? Die Bybel sê ja. Ek wil dit net vir julle wys, waar sê hy dit? Dus hy sê dit in Hebreërs. Kom ons kyk, of ek dit vinnig kan kry. Goed, hy sê, want het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, wie skepper? Jesus Christus is skepper. Yeshua is die skepper. Die Seun is die skepper. Want het hom betaam terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, baie, nie almal nie, baie, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word. Wat beteken heilig? Apart. Is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Luister mooi, ek gaan dit weer vir jou lees. So, as met hierdie woord heilig verander, daar moet staan apart, want hy wat apart maak, of apart stel, sowel as hulle wat apart gestel word, is almal uiteen, daar's een God, een. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Nou sê gou vir my, hoe is jy 'n broeder? Hoe lyk broer se genetika? Hulle het almal dieselfde Y-kromosoom. Dis iets wat hulle 'n rukkie terug uitgevind het, toe kom dit nou in die wetenskap, en vandag weet almal dit, maar 'n man se Y-kromosoom verander nie na sy seun nie, na sy kleinseun, na die agterkleinseun nie. So, as 'n pa 6 seuns het hulle almal dieselfde Y-kromosoom. Almal dieselfde Y-kromosoom. Jy kan hom terugspoor na dieselfde groep toe. Dit is hoekom as hulle van hierdie genetika doen, as hulle die manlike genetika doen, dan kan hulle vir jou sê, jou familie bly daar in Skotland, want ons het hierdie spesifieke Y-kromosoom daar in daai dorpie in Skotland opgespoor. En ons het daai spesifieke Y-kromosoom in 'n dorpie opgespoor in Denemarke. Verstaan julle wat ek vir julle sê? So daai Y-kromosoom, maak nie saak waar hy gaan nie, hy verander nooit. En daarom sê hy, ons dra dieselfde Y-kromosoom, ons is broers, maar nie almal is broers nie. So, hoe weet ons? Want Kain word nooit gereken as Abel se broer, dit is baie interessant. Natuurlik 'n hele argument, ons kan 'n hele debat daaroor voer, kan ek jy 'n hele lering daaroor gee. So, jy moet uit God gebore wees, en dit is waarvan hy praat. Dis hoekom hy sê, Noag dra goddelike saadlyn. Hoekom? Anders kan Jesus nie sê, hy's 'n broer nie. Dis hoekom ons broers is. Hy daai genetika lyn hardloop.
Hierdie 144.000, wat so uit die stamme gekies word, 12.000 uit hierdie stam, 12.000 in daardie stam, is almal genetiese, dis seuns, dis almal Y-kromosome, want die Y-kromosoom verander nie. So daai Y-kromosoom bly dieselfde. Daarom sê hy, ek gaan 12.000 vat uit Manasseh, ek gaan 12.000 vat uit Juda, want die Y-kromosoom verander nie. Daai 144.000 is net mans. Die vrouens, die kinders, die susters, die maas, die ou mense, die babas word nooit getel nie. En as jy Openbaring 7 lees, dan het ons te doen met 'n menigte uit elke stam, taal, volk en nasie. Dan sê hulle, kyk daar, God gaan nou almal red. Nee, dis elke stam, taal en nasie van Israel. So, dit is hoe dit werk. Maar nou goed, meeste mense verstaan dit nie, hulle sal dit verstaan as hulle miskien al hierdie drama oorleef. Hierdie klomp 144.000 gaan in elk geval, dis nie hulle wat hemel toe gaan nie, dit het niks te doen met hemel toe gaan nie. Dit het te doen met die oorblyfsel van Israel, wat die nuwe Israel koninkryk op aarde gaan vestig. En al die kerke lieg hieroor, maar ek dink is miskien 'n verborgenheid, so hulle verstaan nie mooi wat die skrif sê nie. Want hulle predik 'n wegraping. So, die oomblik as hulle wegraping predik, dan moet jy weet die ou is heeltemal verdwaal. Daar is geen wegraping nie. Hoekom nie? Want die hele Openbaring gaan oor die herstel van die Israel koninkryk op aarde. Luister mooi, die hele Openbaring gaan oor die herstel van die Israel koninkryk op aarde. Dis waaroor dit gaan. Daarom is daar nie stories van God vat ouens weg hemel toe nie. Daar is nie so iets nie. Dat daar baie gaan sterf, is waar. Kom ek lees gou vir julle. Ek het nog so 15% oor. Nou, kom ons kyk of ek vinnig dit kan lees. Onderste moet ek 'n batterybank gaan haal. Hier in Openbaring 14 sê hy baie interessant. Luister mooi. Hoeveel gaan sterf? Israeliete. Reg, wie is die wingerd? Dis Israel. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en het gegooi in die groot paarskyp van die grimmigheid van God. Ja, Israel. En die paarskyp is buite die stad getrap en die bloed het uit die paarskyp gekom tot aan die tooms van die perde 200 myl ver. So hierdie ouens het toe nou nie die wegraping gekry nie. Sies tog, hulle het hom gemis. Jy sien daar is 'n leuen, die kerke vertel almal 'n leuen. Hier praat hy van 'n geweldige groot oorlog. Dis die derde wêreldoorlog wat ons sal sien daar in die Midde-Ooste en Europa afspeel. En ons sal sien hoe baie bloed daar gaan vloei. En dit is waarvan hy praat. Reg. Maar daar is 'n aantal wat gered word, wat hierdie groot verdrukking oorleef. Openbaring 7. Kom ons lees. Toe het een van die ouderlinge gespreke vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan af het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hierdie mense is nie in die hemel nie. Hulle het die groot verdrukking oorleef. Hoekom? Hier lees ons. Hy sê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons nie die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde geseël het nie. So, in die tydperk van die groot verwoesting oor die aarde, is daar 'n aantal wat oorbly, wat nie beskadig word nie. Hulle oorleef. Nou wie is hulle? Hulle is die oorblyfsel van Israel. En hoekom oorleef hulle? Wel, hulle moet 'n Israel koninkryk herstel. En nou lees ons 'n baie interessante ding, hier in Openbaring 20, en hy praat, dis nou aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, dis tussen die 7000ste jaar en die 8000ste jaar, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Waar is dit? Is dit in die hemel? Nie eens op die aarde. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Waar? Op die aarde. Wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, wie is hulle? Dis die Nephilim nasies, om hulle te versamel vir die oorlog, om hulle, en hulle getal is soos die sand van die see, kyk hoe het hulle aangeteel in 1000 jaar, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde,
en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Nou, moet hierdie ouens nie in die hemel wees nie? Hoe kan hulle nog heiliges op die aarde wees? Waar is die wegraping dan? Ons is op die einde van die 7000ste jaar. En steeds is Satan hier, steeds is daar 'n aanloop tot 'n oorlog, steeds is daar 'n aardse Israel koninkryk. En die keer sal daar vuur uit die hemel uitkom van God en hulle verbrand. Daar sal nie weer 'n oorlog wees nie. Maar nou, kom ons kyk Openbaring 19. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. Hoekom kom Jesus af aarde toe op sy perd met sy engele om wat te doen? As hy dan nou die aarde leeggemaak het van al sy uitverkorenes en sy kinders saam met hom gevat het, wat kom soek hy nou weer op die aarde? Hy het dan die aarde dan 1% gegee vir Satan. Hy het wel gesê, speel lekker. Hierdie aarde behoort aan God, hy gaan dit vir niemand persent gee nie. Hy het dit vir die Adamiet gegee. Hy het dit vir niemand anders gegee nie, hy het dit vir die Adamiet gegee. So nou moet hy dit gaan terughaal, want die Adamiet het dit verkwansel aan die gevalle engele en die Nephilim nageslag. Reg. So, hoekom is hierdie konings en hulle leers versamel? Want hulle weet God gaan neerdal uit die hemel uit. Nee, hulle trek op teen die laar van die heiliges. Die Bybel sê dit net nie. Hy neem aan jy weet. Dis dieselfde. Die oorlog wat hulle wil doen in Openbaring 20 is dieselfde as 'n oorlog in Openbaring 19, 1000 jaar uit mekaar uit. So, en in daai oorlog word die dier gevange geneem, die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel van swaal. So, hier het ons te doen met 'n merk van 'n dier, ons het te doen met tekens wat gedoen is, in verleiding wat plaasgevind het, en dan sien ons dat God kom en 'n oorlog voer teen hulle. Hoekom? Want ons het hier gevalle engele en hulle nasies, die Gog en die Magog, wat optrek teenoor die Israel koninkryk op aarde. Dit is wat hier gebeur. Daarom is dit net reg dat God met sy engele kom om te veg teen Satan en sy engele. Dis mos nou logies. Reg. En dan gryp hy die draak. Hier staan dit. As die draak dan nie daar was nie, hoekom sou hy hom gryp? En hy gemaak hom toe. Hy sluit hom vas vir 1000 jaar. En vir 1000 jaar is daar relatiewe vrede op die aarde. Die Israel koninkryk regeer oor die aarde, soos voorspel in Daniël 7. Maar weer eens is ons op pad na 'n opmars van die vyandelike magte teen Israel. Nou ja, baie mense dink Jesus se wederkoms is hy kom daar op die wolke en ons gaan hom almal sien en dan klap ons hande. Die koms van Jesus, die wederkoms is 'n oorlog. Dis Armageddon. So, hy sê vir hom, hy sê hierso, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. Wie sê dit? Wie kom aarde toe? Die seun. Reg. En dan sê hy, en ek het een engel gesien staan in die son en hy het met 'n groot stem uitgeroep vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot 'n maaltyd van die groote God. Nou wat se maaltyd praat hy daarvan? Dis nou wanneer God hulle slag en die lyke lê, dan kom vreet al die wilde diere en die voëls dit op. Dis dit. Dis Armageddon. Armageddon is 'n slagting van die Gog en die Magog. Hier sê hy dit, dat julle kan eet die vlees van die konings en die vlees van owerstes oor 1000 en die vlees van sterkes en die vlees van perde. Ja, salade is 'n slagting. Armageddon is 'n slagting. Maar ek het vir jou slegte nuus. Jy is so ongeveer 850 jaar weg van die wederkoms. En nou weet ek, jy gaan vir my sê, toe behoor ons ken nie die dag en die uur nie. 'n profetiese dag beteken is 'n jaar. As die Bybel praat van 'n dag, dan praat hy van 'n jaar. 'n uur het te doen met 2 weke. Dis 'n uur. 'n halfuur het te doen met 7 dae en 12 ure. Dis 'n wiskundige sommie, werk hom uit. Sit 24 uur gelyk aan 12 maande en werk hom uit. Reg, maar wat jy moet verstaan is, ons sal nie die dag ken of die week nie. Reg, die jaar en die weke, ons sal dit nie, maar ons sal definitief die dekade kan sien. So, dis nie moeilik nie. Hoe sal ons weet?
Want die draak-koninkryk is teen daai tyd baie sterk op die aarde en hulle trek op teen die herstelde Israel-koninkryk. Israel is nog nooit herstel nie, definitief nie in 1948 nie. In 1948 het die Rothschilds, die Jode, 'n Joodse staat gegee daar bo in Palestina. Hulle daai mense se grond met geweld gevat, hulle die bulldozers en die tanks ingestuur en die huise plat gestoot. En die mense moes hardloop vir hulle lewe, die klomp Palestynë. En toe steel hulle die land, met geweld met die hulp van die Britte. En ons sal sien in hierdie dae, hoe hulle 'n vreeslike opmars het om hulle self 'n Greater Israel plan daar te sit, 'n Greater Israel grondgebied. Ons sal sien, en dit sal nie slaag nie, want hulle is die hoer op die dier. Al wat ek wil hê is, jy moet verstaan, en jy is in Openbaring 6. En in Openbaring 6 staan 'n baie interessante ding. Hoe eindig Openbaring 6? Want die mense wat dink hulle is in die derde wêreldoorlog is Armageddon, of die derde wêreldoorlog is nou die wederkoms. Ek is nou jammer om vir jou te sê, derde wêreldoorlog het niks te doen met Armageddon nie. Alwaarvoor die derde wêreldoorlog hier is die herstel van die Israel koninkryk. Sodat die ooste en die weste mekaar kan vernietig. Dat daar niks oorbly nie. Hulle het mekaar so vernietig met kernwapens, dat daar nie meer 'n stelsel is nie, en dan veeg God die finale deel af van die tafel af. My laaste 2%, dan moet ek groet. Hoe eindig Openbaring 6? En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toerol, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vry mense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Maar moet hulle nou nie optrek teen nie? Moet hulle nie optrek nie? Daar staan hulle trek dan nou op. Hoekom trek hulle nie op nie? Dan is nie dieselfde tydperk nie. Nou ja, ek gaan hardloop, ek gaan gou 'n laaier haal, en dan kan ons 'n paar vrae antwoord, ek kan ook nog so 'n paar minute gesels. Dit is my lering vir vandag.